Voordat ons net die woord van die Here gaan saam lees, kom ons buig eers net ons hoofde in gebed. Wonderlike Hemelse Vader, dankie dat ons vanoggend dit kon ervaar dat U in hierdie kerkgebou is. Here, U is oral. Maar dankie Here dat hierdie kerkgebou ook vanoggend 'n besondere ontmoetingsplek kan wees tussen U en U gemeente van die Merwe hier in Bonnievale. Dankie Here vir die voorreg wat ons as nietige broos mense kan hê, om dit met vrymoedigheid in U teenwoordigheid te waag, omdat die prys vir ons betaal is, omdat die voorhangsel geskeur het, omdat daar vir ons vrye toegang tot U genadetroon is, deur Jesus Christus. En dankie Here vir die voorreg, Here, om ook U woord aan ons in ons eie moedertaal te kan hê, waardeur U met ons praat vandag ook in die jaar 2019. En wanneer ons nou die woord uit gaan lees, Here, bid ons dat U helder en duidelik met ons sal praat op so 'n manier dat ons sal weet dat dit U is wat in die woord is. En Here, dat die verkondiging van U woord vanoggend ook ons geloof sal versterk in Jesus Christus, ons Here en ons Verlosser. Amen. Johannes 1 vanaf vers 43. Die volgende dag het Jesus besluit om na Galilea toe te gaan. Hy kry toe vir Filippus en sê vir hom, volg my. Filippus was van Betsaida afkomstig, van dieselfde dorp as Andreas en Petrus. Filippus kry toe vir Nathanael en sê vir hom, ons het hom gekry van wie Moses in die wet geskrywe het, en van wie die profete ook geskrywe het. Dit is Jesus van Nasaret, die seun van Josef. Maar Nathanael sê vir hom, kan daar uit Nasaret iets goeds kom? Kom kyk, het Filippus hom geantwoord. Toe Jesus van Nathanael na hom toe sien aankom, sê hy vir hom, hier is 'n ware Israeliet, 'n man in wie daar geen bedrog is nie. Nathanael vra hom toe, waarvandaan ken U my? Voordat Filippus jou geroep het, antwoord Jesus hom, toe jy nog onder die vyeboom was, het ek jou al gesien. Toe roep Nathanael uit, Rabbi, U is die seun van God, U is die koning van Israel. Daarop sê Jesus vir hom, glo jy, omdat ek vir jou gesê het, dat ek jou onder die vyeboom gesien het? Jy sal nog groter dinge as dit sien. Verder sê Jesus vir hom, dit verseker ek julle, julle sal die hemel oop sien, en julle sal die engele van God sien, op en afklim, na die seun van die mens toe. Tot sover ons skrifgedeelte vanoggend. Is Johannes 1 vers 46 en ook 47, ek lees graag die twee verse weer, maar Nathanael sê vir Filippus, kan daar uit Nasaret iets goeds kom? Die vraag die Nathanael vraag, kan daar uit Nasaret iets goeds kom? Antwoord Filippus, kom kyk, het Filippus geantwoord. Nou, liewe vriende, Nathanael was heel waarskynlik die eerste twyfelaar in die Nuwe Testament van wie ons lees. Toe Filippus na hom toe kom en vir hom sê, Nathanael, ons het die Christus gesien, en boonop, hy is Jesus van Nasaret, was Nathanael se eerste reaksie, maar kan daar uit Nasaret dan iets goeds kom? Want sien vriende, Nasaret was in die Bybelse tyd 'n baie klein, geringe dorpie, dalk soos Middelpos of Maatjiesfontein of dalk so groot soos McGregor. En nou wil Nathanael van Filippus weet, kan die Messias, die seun van God, regtig gebore word uit so 'n klein dorpie soos Nasaret? Dit kan ek amper nie glo nie, dat dit Jesus van Nasaret kan wees. Dit is vir my moeilik om dit te aanvaar. Filippus, as jy vir my sê dat die Messias Jesus van Jerusalem is, die hoofstad van Israel, dan sal ek dit miskien nog glo. Maar kan daar uit Nasaret iets goeds kom? Liewe gemeente van Christus,
Nathanael se vraag weer klink vandag nog. Kan daar uit Nasaret iets goeds kom? Bedoelende, kan daar uit Jesus van Nasaret iets goeds kom? Met ander woorde, kan Jesus van Nasaret vandag in die jaar 2019 nog 'n verskil maak in hierdie wêreld? Kan hy verskil maak in my lewe? Is dit die moeite werd om Jesus van Nasaret, om hom te volg, om my lewe vir hom te gee? Is daar regtig in Jesus van Nasaret redding en vervulling te vind? Of moet ek ook maar vra, bied die sekulêre wêreld waarin ons leef nie dalk beter opsies? Soos pret en plesier en materialisme en individualisme en al die afgode van die moderne tyd. Is dit regtig nodig dat ons in hierdie tyd, in die jaar 2019, kennis moet neem van Jesus van Nasaret? En so weer klink Nathanael se vraag vandag nog, kan daar uit Jesus van Nasaret iets goeds na vore kom? En dan antwoord vir Filippus, vir Nathanael, dood eenvoudig, kom kyk Nathanael. Dis asof Filippus weet, hy gaan nie vir Nathanael oorreed met slim teorieë en slim redenasies nie. Al wat hy vir Nathanael sê is, kom kyk. Kom in jou hart. Kom kyk Jesus van Nasaret in die oë. Kom kyk wie hy is. Kom kyk wat hy doen. Kom kyk wat hy verkondig. En jy sal weet, hierdie Jesus van Nasaret is die Messias. Hy is die Seun van God. As 'n sekulêre wêreld sukkel om te glo dat daar uit Jesus van Nasaret iets goeds na vore kan kom, weet ek nie of ons slim teorieë en redenasies sal help nie. Maar miskien moet ons maar net vir 'n sekulêre wêreld uitnooi, kom kyk. Kom kyk wie Jesus is. Kom kyk wat hy doen. Kom kyk hoe dat hy die gang van die geskiedenis oor eeue heen van hierdie wêreld beïnvloed en verander het. Kan daar uit Jesus van Nasaret iets goeds na vore kom? Kom kyk. En jy sal sien dat die haat van die Satan en sy tiranne oor die eeue heen die vlam van die evangelie nie kon uitblus nie. Kom kyk en jy sal sien hoe dat die vervolging en die marteling van Christene oor die eeue heen nie hulle liefde vir die Here kon verloor het nie. Kom kyk. En jy sal hoor hoe verlostes in strafkampe en in konsentrasiekampe juig en sing van Jesus van Nasaret en hulle weier om stil te bly, hulle sal eerder sterf. Kom kyk wat in die naam van Jesus Christus, Jesus van Nasaret gedoen word in hospitale en inrigtings, in tronke en kinderhuise. Kom kyk hoe Jesus lewens verander. Kom kyk hoe mense in die naam van Jesus van Nasaret genesing en hoop en bevryding vind. Kan daar iets goeds uit Jesus van Nasaret kom? Kom kyk wat wetenskaplik is, politieke leiers, kunstenaars oor die eeue van hom gesê het. James de Lalande, die groot sterrekundige van die 18de eeu, sê, die sterre is stofdeeltjies in vergelyking met die heerlikheid van die Skepper, Jesus Christus van Nasaret. Die skilder Leonardo da Vinci is skaam oor sy bekende skildery Die Laaste Avondmaal, want hy sê dis 'n patetiese weerkaatsing van die heerlikheid van Jesus van Nasaret. Kom kyk hoe huil die komponis Handel wanneer hy die Halleluja koor uit die Messias komponeer, want sê hy, dis maar net 'n skaduwee van die kore rondom die troon van Jesus van Nasaret. Kom kyk, en jy sal sien hoe dat Amerikaanse presidente soos Washington en Lincoln op hulle knieë is voor Jesus van Nasaret met 'n oop Bybel, soekend na leiding wat Jesus van Nasaret alleen kan gee. Kan daar uit Jesus van Nasaret iets goeds kom? Kom kyk. En jy sal sien hoe dat Jesus van Nasaret mense se lewens aanraak en verander. Kom kyk en jy sal sien hoe dat Jesus van Nasaret 'n alkoholist bevry van drank.
Hoe dat Jesus van Nasaret 'n verbitterde mens kom bevry van wrokke. Kom kyk hoe Jesus van Nasaret 'n depressieleier uit die gat uitlig. Hoe dat hy stik in die huwelike genees. Kom kyk hoe die mees gehardste misdadiger 'n nuwe lewe ontvang as hy sy lewe vir Jesus van Nasaret gee. Kom kyk en jy sal sien hoe dat bedroefde ouers by 'n oop graf van hulle kinders troos vind in die naam van Jesus van Nasaret. Kom kyk en jy sal sien hoe dat die menslike onmoontlike hier in Bonnieville gebeur as 'n groot skool met die naam van Jakes Gerwel binne enkele maande verrys in die naam van Jesus van Nasaret. Kom kyk hoe 'n vrou wat na 'n plaasaanval erg beseer is en haar man verloor het, 30 uur na die aanval weer bid in die naam van Jesus van Nasaret. Kom kyk hoe 'n kosbare vriendin wat terminaal 'n kankerstryd stry en wie se dae min is, getuig dat sy vrede vind in Jesus van Nasaret. Kom kyk hoe dat doodgewone mense wat Jesus 'n kans in hulle lewe gee, hoe dat hulle krag ontvang, ook in die storms van die lewe. Kom kyk hoe dat die kanaal van Jesus van Nasaret vloei, sodat honderde emmers vol gemaak kan word, om hoop te gaan bring vir mense in Williston. Kan daar iets goeds uit Jesus van Nasaret kom? Gaan kyk wat het gebeur op die heuwel van Golgotha. Daar het hy sy kruis gedra. Daar het hy ons lyding op hom geneem, sodat ek en jy verlos en bevry kan word. Gaan kyk wat het gebeur by die leë graf. Die klip is weggerol, die eens verseelde graf is leeg, dol leeg. Hy het opgestaan, Jesus van Nasaret het opgestaan en in die lig van sy opstanding kwyn alle siniese vrae weg vanuit 'n sekulêre wêreld. Die sekulêre wêreld waarin ons leef, vra die Nathanael vraag, kan daar uit Jesus van Nasaret iets goeds na vore kom? Miskien vra jy ook vanoggend die vraag. Miskien worstel jy met 'n ding in jou lewe en jy het nie antwoorde nie. Miskien het jy al so lank met die Here gepraat en die antwoorde bly nog uit. Miskien het jy ergens seer gekry, jy weet nie hoe dit ry met God se liefde nie. Ergens in jou hart wonder jy, is Jesus van Nasaret die Messias, die redder? Die Here wil jou vandag uitnooi, kom kyk. Kom kyk met geloof wie Jesus van Nasaret is en wat hy doen. Kom kyk want Jesus sal jou nie vermy nie. Hy sal jou ook nie ignoreer nie. Maar weet jy, Jesus is ook nie bang om ondersoek te word nie. Want hy is die Messias. Jesus van Nasaret is die Seun van God. Nathanael het gereageer op die uitnodiging. Nathanael het gaan kyk en hy het gesien en hy het 'n ontdekking gemaak. En hy roep uit in vers 49, Jesus van Nasaret, U is die Seun van God. U is die koning van Israel. Glo ek dat daar uit Jesus van Nasaret iets goeds na vore kan kom? Liewe broeder en suster, liewe jongmaats, as ek dit nie kan glo nie, dan wil ek nie 'n dominee wees nie. En kan ek ook nie een wees nie. Ek glo onwrikbaar dat Jesus van Nasaret 'n verskil maak in die lewe van mense wat hom daartoe die kans gee. Want hy is die Messias, die Seun van God. Amen.